As ons praat van 'n tabernakel, moet ons tog praat van 'n priesterstelsel. En as ons van 'n priesterstelsel praat, moet ons praat van 'n offerandestelsel. So, daar is 'n priesterdom, as ons dit so wil uitdruk, en daar is 'n offer of offerandestelsel. So, die een kan nie sonder die ander nie. 'n Tabernakel veronderstel 'n priesterdom. 'n Tabernakel en 'n priesterdom veronderstel offerande. As ek kyk na offerande, veronderstel dit 'n priesterdom en 'n tabernakel. Die een kan nie sonder die ander. En dit bring dan vir ons tot hierdie baie belangrike saak. En dit gaan dan nou juis oor, hoe het God hierdie priesterskap ingestel vir die tabernakel? Want onthou, tot hiertoe het ons die tabernakel bestudeer in verhouding tot sy struktuur en meublement. Dit wil sê, sy huisraadstukke, met die beklemtoning van die waarheid dat God na die mens toe gekom het. Kyk, want dit is wat dit mos vir ons sê. As ons praat van 'n tabernakel en sy struktuur en sy meublement, dit gaan mos oor die feit dat God het dit ingegee. Die Here het dit mos vir Moses getoon, die voorbeeld daarvan op die berg Sinai. So, God het na die mens gekom. Maar nou, as ons na die priesterskap kyk, dan val die klem, die benadrukking, is op die mens se toetrede tot die teenwoordigheid van God. Nou beweeg ons in die ander rigting. Die tabernakel spreek van die rigting van God na die mens. As ons na die priesterskap kyk, dan verander die rigting, dan kyk ons van die mens se toetrede tot die teenwoordigheid van God. Dus, dit bring nou vir ons by die baie interessante gesprek wat ons in die volgende week of 3 moet hê, en dit gaan oor die priesterskap. Nou, ons lees in Eksodus 19, vers 5 en 6. Die Here sê deur Moses vir die volk. Dis nou toe hulle die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte gekom het, by die woestyn Sinai, by die berg van God. Die Here sê vir hulle in vers 4, julle het gesien wat ek in Egiptenaars gedoen het, en het ek julle op arensvlerke gedra het en na my toe gebring het. En nou, luister nou baie mooi, wat staan in vers 5 en 6, Eksodus 19. As julle dan nou terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde, sê die Here vir Moses, wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En ons lees in vers 8, en Moses het die woorde van die volk ook aan die Here oorgebring. Hy het vir die volk gesê wat die Here sê, en hy het vir die Here gesê wat die volk sê. So die Here se woorde is, julle is my eiendom, dis die volk Israel, uit al die volke, want die hele aarde is myne. Ek besluit wat ek met my eie wil doen, wat ek daarmee wil doen. Julle sal vir my, die volk Israel, 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. So, terwyl ons nou nadink oor die tabernakel, het ons nodig om stil te staan by die mense wat deur God afgesonder is om in die tabernakel te bedien. Die priesters en die leviete. Jy sal agterkom, ek noem hulle tog bymekaar en tog apart. Die priesters en die leviete. God het 'n man afgesonder wat hy tot 'n groot volk gemaak het, Abraham. Later het God hom hernoem Abraham. Die naam van die volk wat uit hom gebore is, Abraham, Isak en Jakob. Jakob se naam is verander na Israel. So uit Abraham kom die volk Israel. Hulle sou God se eiendomsvolk wees uit al die volke van die aarde, en soos ons so pas gesien het in Eksodus 19, 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie. Uit hierdie volk het die Here een stam afgesonder, die stam van Levi, om in 'n letterlike sin vir hom 'n priesterlike geslag te wees. En uit die stam van Levi het God weer afgesonder een huis, die huis van Aaron, om vir hom die priesterampt te beoefen. Luister mooi, Eksodus 28 vers 1. Dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel
laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesteramp kan bedien. So Aaron, Nadab en Abihu, Eliezer en Itamar, die seuns van Aaron. So die Here sê vir Moses, baie duidelik, die stam Levi is afgesonder vir my, vir 'n priesterlike geslag, maar uit die stam van Levi, sonder God een huis af, net een huis, die huis van Aaron, om die priesteramp te beoefen. Aaron met sy 4 seuns, Nadab, Abihu, Eliezer en Itamar. Aaron, die hoëpriester, en sy 4 seuns was die eerste priesters dus. So die priesterdom het begin by Aaron en sy 4 seuns, en deur die jare heen het as priesters opgetree die afstammelinge van die huis van Aaron. En die oudste seun van die vorige hoëpriester het altyd sy plek ingeneem as hoëpriester. Die Hebreëse woord vir priester kan ook vertaal word as bedienaar, want dit is hulle wat bedien het. Ek wil hê dat u moet verstaan dat die stam van Levi, uit hulle het God die priester stam, maar Levi het mos 3 seuns gehad, Kehat, Gerson en Merari. En die seuns van Kehat was Amram, en Amram was die vader van Moses en Aaron. In ander woorde, Abraham, Isak, Jakob, wie se naam verander is na Israel, Levi, Kehat, Amram, Moses en Aaron. Het u die lyn? Abraham, Isak, Jakob, Levi, Kehat, Amram, Moses en Aaron, die 2 broers. Want hulle vader was Amram, en hy was die seun van Kehat, en Kehat was die seun van Levi. So wat ons hier sien is, die Here kies uit die stam van Levi, kies die Here die geslag van Kehat, want Levi het 3 seuns gehad. Sy 3 seuns, Gersom, Kehat en Merari, en die geslag van die Kehatiete word beskou deur God as hulle wat die heilige dinge moet dra, die verbondsark en die goue kandelaar en die reukofferaltaar, net hulle mag dit dra. Die geslag van Gersom en die geslag van Merari mag dit nie gedoen het nie, moet die geslag van Kehat wees. Maar uit die geslag van Kehat het ons mos nou vir Amram, en Amram het mos sy 2 seuns Moses en Aaron, en uit die huis van Aaron word die priestersamp gekies. Nou net van interessantheid, vir die van u wat dit nou nie weet nie, is dat die amp van die priesters was 3voudig. Ten eerste, hulle moes die tabernakel bedien. Dit wil sê, hulle moes offerrook laat opgaan het op die brandofferaltaar, op die reukofferaltaar, en hulle was verantwoordelik vir al die werk wat in die heiligdom en in die allerheiligste gedoen moes word. Tweedens, was dit die amp van die priesters, dat hulle moes die volk leer of onderrig aangaande hulle verpligtinge teenoor God. Staan daar dan nie in Maleagi 2 vers 7, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. Dit is dus nie toevallig dat die naam Aaron beteken verlig of ingelig, die een wat lig ontvang, God se lig, om dan weer die lig met ander te deel. En derdens, wat die priestersamp ook behels, dit was die taak van die priesters om die volk te seën. Daarom sou u dan nou ook lees in Numeri 6, vers 22 tot 27, die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, hoor nou, spreek met Aaron en sy seuns, nie met die stam van Levi nie, nie met Gersom en die Kehatiete en die Merarite nie, nee, met die huis van Aaron, met Aaron en sy seuns. Dis nou hulle wat die priestersamp het, nie die huis van Aaron en die priestersamp. So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. 3 maal word die naam Here gebruik, né? Want ons het te doen met die 3 enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle, Aaron en sy seuns, hulle wat die priestersampt nou het, dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. So die priesters was dus die geestelike leiers, die leraars van die volk van God. En van hulle gehoorsaamheid, van die priesters se gehoorsaamheid en getrouheid aan hulle hoë roeping, het afgehang die geestelike vooruitgang van die volk van die Here. Nou, al die nakomelinge van Levi was gebore Lewiete, behalwe, soos wat ek net nou vir u gesê het, die huis van Aaron. In hulle geval was dit meer as net dat hulle Lewiete was. Hulle het die huis van Aaron, die hoë ampt van priesters beklee. Behalwe Aaron die hoëpriester, was daar dus in die begin net 4 priesters, die 4 seuns van Aaron. So die priesterdom, die priesterampt in die volk van Israel, het op 5 mans gelê. Aaron, die hoëpriester, en sy 4 seuns. Maar wat betref al die geteldes van die Lewiete, dit wil nou sê, almal wat manlik was, 'n maand oud en daarbo, lees ons in die Bybel, was 22.000, in Numeri hoofstuk 1, lees ons dit. En die wat dienspligtig onder hulle was, dit wil sê, om dienspligtig te wees, moes jy tussen die ouderdom van 30 en 50 jaar oud wees, was daar 8.580. So in ander woorde, daar was 8.580 mans Lewiete, wat kon behulpsaam wees, soos daar staan nou, in Numeri 1, vers 50 en 51, sê die Here, stel jy die Lewiete aan, oor die tabernakel van die getuienis en oor al sy gereedskap, oor alles wat daarbey behoort, hulle moet die tabernakel dra. Hoor nou wat moet die Lewiete doen? Hulle moet die tabernakel dra en alles wat daarbey behoort. Hulle moet dit bedien en rondom die tabernakel laar opslaan. En as die tabernakel wegtrek, moet die Lewiete dit afbreek. As die tabernakel rus, moet die Lewiete dit oprig en die onbevoegde wat nader kom moet gedood word. So die hele stam van Levi is gegee aan die priesters, die huis van Aaron sy 4 seuns, vir die doel om hulle te assisteer en tot hulp te wees in hulle heilige werksaamhede. Dus, die Lewiete, behalwe in 'n absolute noodgeval, is nie toegelaat om enige priesterlike taak te vervul nie. Hulle is nie toegelaat om offers te bring nie, bloed te stort of te sprinkel nie, ook nie reukwerk op die reukaltaar te plaas nie, of enige werk binne in die heiligdom self, in die tabernakel self te doen nie. Maar nogtans kon hulle baie behulpsaam wees as dienaars vir die priesters in die uitvoering van die priesters se take. Daar is 1 of 2 uitsonderlike gevalle in die Bybel waar die Lewiete die priesters behulpsaam was om offers te bring. Dit was absoluut in 'n volkskrisis, mag nooit gebeur het nie. Maar wanneer u gaan kyk het, en u lees dit sommer in 2 Kronieke 29, in vers 33, en lees ons toe koning Jehoskia die tempel laat reinig het, en die priesters die heilige gawes moes bring, 600 beeste en 3000 stuks kleinvee, toe was daar te min priesters om die werk te doen. Maar ons lees daar staan, in vers 34, van 2 Kronieke 29, net die priesters was te min, daar was nie genoeg nie. En hulle kon nie al die brandoffers afslag nie, maar hulle broers, die Lewiete, het hulle ondersteun, totdat die werk klaar was, en totdat die priesters hulle self geheilig het, want die Lewiete was opregter van hart om hulle self te reinig as die priesters. Dit moet gesê word tot skande van die priesters. Had baie van hierdie priesters in daai dae van koning Jehoskia, of koning Hizkia wat ons dit kortweg ken, hulle hart was nie eers soos baie van die Lewiete om die Here te volg nie. Nou, wat betref die verskeidenheid van take, ten opsigte van die tent van samekoms, dis nou die tabernakel, dit was heeltemal te oorweldigend vir Aaron en sy 4 seuns om te vervul. Jy kan tog net vir jouself dink, die enorme taak om vir ons pad van tussen 1,5 en 2 miljoen mense in te staan voor die Here, letterlik honderde duisende mense, en die werk wat hulle moes volbring het om die tabernakel en alles wat rondom die tabernakel geskied te doen, dit was net heeltemal te groot. So, selfs die voorbereiding vir die offers, vir die brandofferaltaar, het baie fisieke arbeid geverg, wat die priesters alleen, hulle was nie in staat om dit te volbring nie, en daarom het die Here God
aan die priesters, hulle broers, die Lewiete gegee, om hulle in al hulle take te ondersteun. Dus, ek bring u weer terug, dat die Lewiete was altyd byderhand, om in watter opsig ook al, die priesters van hulp te wees, waar hulle nodig gehad het. En ten spyte, en dit moet ek ook nou sê, van al hulle tekortkominge van die priesters, hulle sondes en tekortkominge, ek praat van die priesters en die Lewiete, tot op die tyd van ons Here Jesus Christus, lees ons dat dit was tog hulle taak om die heilige skrifte te bewaar, die Torah en later die wetboek, die profete, die Ou Testament, en hulle moes ook dit laat lees en het dit gelees in die tempel, in die sinagoge, en dit verklaar aan die volk. Baie van die priesters en Lewiete het hulle take teenoor God en die Hebreëse volk volbring, om aan die Here heerlikheid te gee, met 'n baie rein hart. Daar was baie van hulle wat se harte nooit met die Here reg was nie, maar hulle kon dien, nie as gevolg van hulle karakter nie, en hulle integriteit as gevolg daarvan nie, glad nie, nee, omdat hulle gebore was uit die stam van Levi, kon hulle dus dien as priesters en ook as Lewiete. En ons sien dat Levi se 3 seuns, Gersom, Kehat en Merari, daardie 3 geslagte, het elkeen hulle dienswerk, wat duidelik aangestip word in die 4de hoofstuk van die boek Numeri. Want in die boek Numeri verduidelik die Here in groot detail wat die werk is van die seuns van Kehat, wat die werk is van die seuns van Gersom, en wat die werk is van die seuns van Merari. Soos byvoorbeeld, die Here sou sê, wat betref die seuns van Kehat, dit is hulle taak, nou lees ek vir jou daarvan vers 4 af, en dit sal die dienswerk van die seuns van Kehat wees. Onthou, daar is mos nou 3 geslagte in Levi. Wat die Kehatiete betref, die tent van samekoms, die hoogheilige dinge, by die opbreek van die laar, dan moet Aaron en sy seuns kom, dis die priesters, dan moet hulle al die heilige dinge in die tabernakel toemaak, en hulle moet 'n dekkleed van robbevel daaroor sit en 'n doek, heeltemal van persstof daaroor uitgesprei. Maar dan lees ons, dit is nou vers 15 van Numeri 4, en eers nadat Aaron en sy seuns, die priesters, by die opbreek van die laar, klaar is met die toemaak van die heiligdom, en van al die gereedskap van die heiligdom, dan moet die seuns van Kehat, dis die Lewiete, kom om te dra, maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge moet hulle dra by die tent van samekoms. Onder toesig van Eliezer moet hulle al hierdie dinge dra. Dan noem die Here dat hulle moet dra die ark van die verbond, hulle moet dra die versoendeksel, hulle moet dra die goue kandelaar, die reukofferaltaar, die tafel met die toonbrode, die koper waskom en ook die brandofferaltaar. So die seuns van Kehat, en hulle is die heiligste onder al die Lewiete van al 3 die geslagte. Die Here sê inteendeel op 'n ander plek ook vir Moses, jy moet seker maak dat die geslag van die Kehatiete mag nooit ooit uit die volk van Israel uitgedelg word nie. Mag nooit ooit gebeur nie. Dan lees ons tweedens van die seuns van Gersom. En wat die seuns van Gersom betref, lees ons daarvan vers 22 in Numeri 14, dat wat hulle betref, wat hulle moet doen is, hulle moet dra by die vervoer, dis nou vers 24, die vervoer van die tentdoeke, die tent van samekoms, sy dekkleed, die dekkleed van robbevelle, die dekking van die ingang van die tent, die behangsels van die voorhof, die bedekking vir die ingang van die poort van die voorhof, die lyne, die gereedskap en die bediening daarvan, hulle moet dit dra. En dan wat die seuns van Merari betref, lees ons van vers 29, wat hulle moet dra is, hulle moet dra die style van die tabernakel, sy dwarshoute, sy pilare en sy voetstukke, verskriklik. Want die voetstukke, daai silwer voetstukke van die tabernakel, was 6 ton. So die seuns van Merari, hulle het nou wraggies waar die donkiewerk gedoen by wyse van spreuke, want hulle moes daai verskriklike gewig dra van die voetstukke van die tabernakel en die pilare van die voorhof met hulle voetstukke, die kopervoetstukke van die omheining, en hulle penne en hulle lyne en die gereedskap en die bediening van alles wat daarbey behoort. So hier kan u baie duidelik sien, die Here het vir die geslag van Levi uitgesonder vir die priesterlike geslag en die Lewiete. In daai 3 geslagte, Kehat, Gersom, Merari, het elkeen hulle werk gehad. En in Numeri 18 word die werk van die priesters in teenstelling met die Lewiete beskrywe. Ook
die voorsiening in hulle lewensonderhoud, hoe elkeen finansiëel versorg moet word. Hierdie hele hoofstuk van Numeri verduidelik dit in diepte vir ons. Wat die huis van Aaron betref, hy en sy seuns, hulle moet die priestersampt waarneem, met betrekking tot al die sake van die brandofferaltaar, die koperwaskom, wat binne in die heiligdom gebeur, die kandelaar, die toonbrood, die reukaltaar, en ook aan die binnekant van die voorhangsel, agter in die allerheiligste, is die taak van die hoofpriester. Hulle moes dus die diens van die heiligdom en die diens van die altaar waarneem, soos daar geskrywe staan in Numeri 18 vers 5. Wat die Lewiete betref, dit is nou die Keatiete, Gersoniete en die Merariete, hulle moes die dienswerk van die hele tent waarneem, al die werk van die dienswerk van die tent, en hulle taak was beperk tot diens van die tabernakel, om behulpsaam te wees vir die priesters om hulle werk te doen. Hulle mag nie die werk van die priesters self doen nie, hulle mag nie brandoffers bring nie, hulle kan nie ingaan in die heiligdom in die allerheiligste nie, die onbevoegde wat daar inkom, word gedood. Die Here sê dat selfs die Lewiete is onbevoeg om dit te doen, hulle mag dit nie doen nie. Numeri 3 vers 10 sê, hulle sal met die dood gestraf word as hulle doen. So die verskil tussen die Lewiete en die priesters het ook te doen met die toegang tot die heilige en ook wat betref die allerheiligste. Ook wat hulle inkomste betref, was daar 'n groot verskil. Wat die inkomste van die priesters betref, teenoor die inkomste van die Lewiete, aan die priesters, vir hulle as 'n lewensonderhoud, sê die Here in Numeri 18, hulle ontvang die heilige gawes. Wat was dit? 'n Deel van die spys, die sond en die skuldoffer, vers 9 en 10, die heffing van die beweegoffer, vers 11, die beste van die olie, mos en koring, vers 12, steeds in Numeri 18, en die eerstelinge van die land, vers 13, alles wat onder die ban is, vers 14, die eerstgebore van die reindiere, vers 15, 17 en 18, die losprys van die eerstgeborene van mense en diere, vers 15 en 16, en die tiendes van die tiendes, vers 25 tot 32. Dit is waar die priesters hulle inkomste vandaan gekry het, want hulle het dit gedoen as 'n voltydse werk. Wat die inkomste van die Lewiete betref, was baie eenvoudig. Die Here sê daar in vers 21 en 24 tot 24 en vers 30 en 31 dat dit bestaan uit die tiendes van die volk. Die volk moes hulle tiendes bring en die tiendes wat hulle gebring het, moes die Lewiete daarvan gelewe. Maar hulle moes ook op hulle beurt 'n tiende van hulle tiende wat hulle ontvang het aan die priesters afstaan, vers 26. So vriende, dierbares, dit is waar dit ons bring vandag. Ons het nou gesien hoe die Here die geslag van Levi uitgekies het as sy priesters, maar binne in die geslag het die Here uit die geslag van die Keatiete, het die Here uitgekies die huis van Aaron om die priesters amp te bedien.